So spreek die Here. Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 18. Psalm 18, ons sing daar die 1ste en die 12de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 270 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, gesang 270. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit in Eksodus 20 opgeteken staan. Wat vra die Here van my en jou? Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie.
Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daar in Handelinge 26 vers 28, ons lees in daardie gedeelte dat Paulus voor Festus en dan ook koning Agrippa staan. En dan natuurlik Festus wat in die eerste plek vir Paulus sê, sy hoor van Christus en sy verlossing. Dan hakke Festus af en hy sê maar, Paulus, jy het kranksinnig geraak, jou geleerdheid het jou kranksinnig gemaak. En dan natuurlik sê Agrippa later vir Paulus, sy antwoord hierop, hy sê, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Die byna. Vanmôre in ons geleesde gedeelte hoor ons van, jy moenie lou wees nie. Jy kan maar warm wees en koud wees, maar jy moenie lou wees nie. 1 Johannes 5 vers 12, daar is nie 'n tussenin nie. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dis die waarheid. Met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here, daar in die laaste boek van die Bybel, Openbaring. Daar uit Openbaring 3, vanaf vers 14 tot 22. Openbaring 3 vanaf vers 14.
Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U die ewige troue, U Here wat ons ook hier bring vanmôre as 'n gemeente bymekaar bring. En ons besef as ons hier is, Here, gaan dit nie oor ons eer. Dit gaan alles oor U. Oor U majesteit, U grootheid, U almag, U alwetendheid, U alwysheid. Niks, Here, hiervan het ons. U wees gans anders as ons. Hoor, ver verhewe. Here, as ons so na die sonsopkoms in die oggende kyk en so in die sonsondergang, dan raak ons opnuut so bewus van die teenwoordigheid. U wat nie net geskape het nie, maar U wat onderhou. Here, nie een dag dieselfde, presies dieselfde as die vorige dag. Hoe wonderlik om net hieraan te dink, dat deur al die eeue en dae mag kom, dat hierdie dag, dat dit uniek is, dat net hierdie dag so sal lyk en so sal gebeur. Here, wie kan dit bewerkstellig? Geen mens, geen skepsel, net U. Vir U is niks onmoontlik. En daarom, Here, gee en help vir ons deur die Gees om ook so te lewe. Om beelddraers te wees van hierdie almag van U, U alwetendheid. Sodat mense, as hulle ons hoor en sien, sal weet, maar daar is 'n lewende God. Daar is 'n almagtige God wat beskik. En daarom bid ons ook vanmôre hier, dat U met elkeen sal wees. Here, U wat kragtig deur die Gees werk. En daarom bid ek vanmôre dat U werklik deur die Gees so in elke hart vanmôre sal wees. Dat die Gees hierdie woord van vanmôre in elke hart sal bring. En dat ons hierdie boodskap ook sal gaan leef. Sal leef tot eer en verheerliking van U, want dis, Here, hoekom ons hier op aarde is. Om U naam groot te maak, U te verheerlik. Here, wees ons genadig. Vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Openbaring 3 daarvan vers 14. Dis die 7de brief daar aan die gemeente van Laodicea. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is, want jy ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere
dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word. En salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig, en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur, en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Tot sover. Geliefdes, daardie vers 15, ons teksvers vanmôre. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Geliefdes, maar net 'n bietjie agtergrond om ons geheue 'n bietjie te verfris. Johannes bevind hom hier op die eiland Patmos. Hy's natuurlik na hierdie eiland verband, omdat hy die woord van God, omdat hy die verlossing van Jesus Christus sonder ophou verkondig het. Hierdie verbanning waarskynlik gebeur tydens die regering van Domitianus. Later na hierdie wrede keiser se dood het Johannes weer kon terugkeer daar na Efese. Die eiland Patmos, maar so 'n vulkaniese, rotsagtige klein eilandjie daar in die see tussen Turkye en Griekeland. En baie verklaarders meen dat Johannes hier op hierdie eilandjie in die myne gewerk het. En hier op hierdie eilandjie, wat belangriker is as alles, ontvang hy visioene, gesigte deur die Here Jesus ontvang. En hy kry opdrag om hierdie visioene, hierdie gesigte wat die Here aan hom openbaar, die Here Jesus aan hom openbaar, neer te skryf. En dit staan bekend as die 7 briewe aan die gemeentes. Hy moet hierdie briewe dan by hierdie gemeentes laat uitkom. En dan maar net om vir u te sê, alhoewel hierdie briewe aan spesifieke gemeentes gerig is, word dit algemeen aanvaar dat hierdie briewe ook by al die gemeentes uitgekom en daar gelees is. Dit is met ander woorde ook gesirkuleer. Die bedoeling dus dat die hele kerk dan hierdie briewe, hierdie vermaanings en hierdie aanprysings dan kon hoor. Ons aandag vanmôre op hierdie 7de brief, die brief aan Laodicea. 'n ryk handelsstad, baie bekend vir sy klere-industrie as gevolg van die teel van 'n besonderse swart wolskaap. En van hierdie swart wol het hulle die pragtigste kledingstukke gemaak dan, wat die mense gedra het. 'n wonderlike stad met 'n goeie bankstelsel. 'n welvarende mediese skool daar, beroemd vir 2 soorte medisyne, vir oë en vir ore, maar is veral die salf wat hulle daar aan gemeng het en ontdek het daar, wat hulle aan mekaar geslaan het. Hierdie oogsalf het wêreldbekendheid verwerf. En daarom kan 'n mens sê dit het goed gegaan met hierdie mense in Laodicea, welvarend, ryk. Maar die probleem is, hierdie dinge het na hulle kop toe gegaan. Soveel so, hulle was hoogs tevrede met hulle lewe, met hulle self, finansiëel, alles voor die wind gegaan. Hulle het floreer. Nou kan jy vanmôre maar vir jouself voorstel,
as hierdie brief van hulle voorgelees word. Hierdie ryk vooruitstrewende gemeente moes hoor, en het dit saam met my gelees daar in vers 17. Hier sê Christus vir hulle, julle is ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak. Hulle wat al hierdie materiële dinge besit, ryk goed, spoggerige klere, maar wat die geestelike betref, arm, naak, net die teenoorgestelde. Is skok om so terug aarde toe gebring word, om so na die aarde toe terug te kom. Wat hulle godsdienst betref, hulle verhouding met die Here, hulle geloof in hom en sy woord betref, word dit baie duidelik vir ons hier gesê, het hulle lou geword. Hulle is nie koud of warm nie, hulle is lou. En dit, my broer en suster, dui op die skyn wat daar was. Skynheiligheid. Paulus wat eens op 'n tyd ook vir Timoteus kan waarsku, hy waarsku, wees versigtig vir mense met 'n skyngodsdienst, met 'n skynlewe. 2 Timoteus 3 vers 5 sê hy vir Timoteus, waarsku hy om mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. En hierdie beelde van lou water wat die Here Jesus hier gebruik, is net soos die ander beelde so treffend. Daarom moet jy mooi luister vanmôre. Praat nie van net hier van lou water nie. Hulle moes water so deur pypleiding so na die stad toe bring, ver buite die stad. En die son het hierdie water warm gebak, warm gemaak deur hierdie waterleidings heen. En daarom was hierdie water, kan jy verstaan, die drinkwater was lou gewees. En natuurlik by dit alles nog 'n baie hoë kalkinhoud gehad. En om hierdie lou kalkwater te drink, kan 'n mens vir jouself sê, is nie baie lekker nie. Jy wil dit uitspuug. Ja, die inwoners daar het op allerlei wyse probeer die water afkoel, dat dit in klei bakke gesit en skaduwees. Dit kon hulle nog wegkom by, maar hulle kon niks doen aan die verskriklike kalk wat daarin is. Vers 15, 16. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Wat 'n skok, wat 'n onnugtering vir hierdie gemeente om dit te hoor. Ons is dan so oulik. Het gaan so goed met ons. My broer en suster, die alwetende God kan nie geflous word. Hy sien hierdie geestelike verval. Hy sien die verrotting raak, bo blink onder stink. En daarom is hulle geestelik ellendig, beklaanswaardig, arm, blind, naak. Wêreldse rykdom, weelde, goeie salf kan dit nie regmaak nie. En dan kom die dringende opdrag deur die Here Jesus Christus, vers 19, hy sê, wees dan ywerig en bekeer jou. Jy moet regmaak. Die Here God wat ondersoek, hy openbaar, hy waarsku en hy roep tot bekering. En sy liefdevolle omgee, sy genadige omgee, dan wys Christus, dan kom hy en hy laat hulle nie maar daar nie, hy sê vir hulle maar gebruik liewer hierdie middels. Dis die middels, geestelike middels. Vers 18.
Ek raai jou aan om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. En goud natuurlik hierdie betekenis, hierdie verband, die beeld van beproefde, gelouterde geloof en liefde. Dis wat die goud hier beteken. En natuurlik sien ons dat hierdie gemeente se selfvoldaanheid, hulle selftevredenheid staan lynreg teenoor hierdie egte geloof en hierdie gelouterde liefde. Die wit klere wat hulle moet aantrek is die kleed van geregtigheid en heiligheid, waarmee Christus hulle sondes wil bedek. Hulle moet hul weelderige swart wolklere van selfvoldaanheid en skyn met wit klere van geestelike vernuwing en bekering vervang. En as hy hier praat van salf, dan praat hy natuurlik van die Heilige Gees en sy werk. In en deur Jesus Christus en sy verlossing ontvang hulle deur sy Gees ook die insig wat hulle nodig het. Insig om ywerig weer brandende die Here te dien, om met brandende harte te dien. Daarom my broer en suster vanmôre, ook aan hierdie gemeente en elke gelowige, is jou hart nog werklik brandende vir die Here in sy woord, in sy kerk, in sy werk? Is dit? Of het dit om verskeie redes ook maar lou geraak? Het wêreldse invloede, dinge, jou eie begeertes, aardse weelde, is dit wat die afkoelwerk gedoen het in jou lewe? Is dit steeds besig om jou af te koel? Jy weet, ek sien, en baie van die kyk seker maar ook na die wêreldbeker sokker. Die hele wêreld kyk. En ek hoor en ek sien hoe passievol mense daaroor is. Passievol oor hulle sport en hulle sporthelde, die sang, die toejuiging, die entoesiasme, die opkoms, 1000, daar by paviljoene. Wat ook gesien, jong mense, ouer mense word so meegevoer in hulle sport. Hulle huil as hulle span verloor. Hulle huil as hulle sporthelde verloor. Hulle harte is brandende vir die sport en die sporthelde. Daar is sekerlik niks meer verkeerd om entoesiasties te wees oor jou sport. Oor sekerlik goeie, let wel goeie stokperdjies. Niks verkeerd om oor ander dinge sekerlik entoesiasties te wees nie. Maar die probleem, en die groot probleem, wanneer hierdie dinge afgode in my lewe raak. Dis 'n probleem as hierdie dinge belangriker as die Here in sy woord, in sy kerk, in sy werk raak. Dis 'n probleem as dit die hoogste ereposisie in jou lewe inneem. As wêreldse dinge, menslike begeertes baie meer aandag kry en belangriker is as die Here en sy saak. En daarom moet ek vanmôre weer afvra, dra God nog werklik die grootste gewig in jou lewe? Dink ernstig hieroor. Dra sy woord nog die hoogste gesag in jou lewe?
Miskien het jy ook al so in jou selftevredenheid ook maar geestelik blind en doof geraak. Maar die Here wil opnuut jou met hierdie waarheid konfronteer. En hy doen dit deur ontmaskering en ontnugtering. Hy wil hierdie geestelike vuur van geloof in my en jou hart weer terugbring. Hy wil ons harte in die geloof weer brandende maak vir hom. Brandende vir sy woord en sy diens. Vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Die goeie herder wil die hart van sy gemeente, van sy gelowige kind, terugbring na hom toe. En daarom kom hy, en hy gee sy selftevrede kerk, kom hy en hy gee hulle nog 'n kans. Vers 20, hy sê ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ons moet mooi verstaan, my broer en suster, Christus is nie magteloos nie. En is nie 'n kwessie hier dat hy kom pleit om in harte in te kom nie, nee. Hy is die almagtige. Hy werk deur sy gees, hy bring deur die werk van sy gees sy uitverkore kinders tot geloof. Hy is beslis nie op sy knieë voor ons nie, ons is op ons knieë voor hom. Christus kom klop by sy kerk om hulle aandag te kry. En vir elke gelowige wat lou geword het, kom hy, en hy kom sê, vir ons wat lou geword het, ek is nie meer in julle midde nie, want julle het my buite gelaat. Let wel, hy breek nie die deur af nie, hy wag op sy kerk, hy wag op sy uitverkore kinders om oop te maak. En wie oopmaak, sal saam met hom eet, sal saam feesmaal hou. En dit dui, my broer en suster, op 'n herstelde verhouding met Jesus Christus. 'n Gemeente in gelowiges kan hoe ryk wees, hoe welvarend, hulle kan hoe beroemd wees, maar sonder die teenwoordigheid van die Here bly alles leeg en verlore. Christus se verlossing, my broer en suster, en sy oorwinning maak ons harte voortdurend brandende. Maak dit nog die hart brandende, om te weet, Jesus Christus is ons verlosser, en hy het vir ons die ewige lewe verkry, dis 'n waarborg. Wie met Christus versoen is, innig met hom lewe, sy lewe is eintlik 'n nimmer eindigende fees. 'n Fees wat eendag met die wederkoms van ons Here Jesus Christus sal uitloop op die alles oortreffende hemelse fees, die bruilofsmaal van die Lam. Wanneer Christus in jou hart is, in die hart van sy gemeentes, wil ons met brandende harte, met geesdrif, met liefde, met toewyding, met oorgawe, met trou, wil ons hom dien. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U kom ook na hierdie gemeente met die waarskuwing.
die vermaning om nie lou te wees, om weer brandende vir U te wees in die woord. So baie dinge wat ons lou kan maak, wêreldsdinge, eie belang. Ja, Here, bring vir ons terug, trek vir ons terug na U toe, nader na U toe. Werk so in die hart van elke gelowige. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, gesang 308, pragt en skoonheid, vers 2, pragt en skoonheid wat wel skitter, is tog dikwels ydelheid, skynbaar soet, is dikwels bitter, aardse skat, geen sekerheid. Jesus enkel deur die bloed kom daar rus in ons gemoed. Wat ons liefhet van die aarde het geen wesenlike waarde. Laodicea het gedink alles lê in dit wat hulle het, hulle aardse skatte. Dit gaan goed. Maar die geestelike was nie daar nie. 2 en 3, gesang 308. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.